Ek mis nou my tripod en my ligge en al daai goeders, is alles lê by die huis want ek's nog by die camper. Ek gaan nou gou gaan vir my facial en my wax en my alles. Ja, is vandag weer treatment day. Maar luister nie, weer terug op my storie. Ja, ek weet ek's afgesaag, maar ek het al gepraat oor ons immigrasie. Goed, en baie mense hou nie van as ek oor praat nie, want baie mense sien dit een soos ek het dit sien nie en my man het sien nie en dis fyn. Ons almal het ander redes, almal het verskillende visies in die lewe en goeders nie. Maar net my storie weer. Toe ek en my man, ons is al 39 geweest, ons op die bank gesit het die Vrydag of die Saterdag, want ek kan nie presies onthou nie. Dit was 'n Vrydag aand, want ek het die Saterdag agentskap gemail. En gepraat het oor immigrasie en ek het al gesê ons hoofrede van immigrasie wat ons hoofrede was. Maar ons het ook anders daarna gekyk. Ons het gekyk en gesien ons is vasgevang in 'n ratreis. Ons was vasgevang in 'n ratreis. Dit was letterlik, jy betaal jou huur, ons kon nie 'n huis koop nie, ons het nie gekwalifiseer enigstens, of sou nooit gekwalifiseer het om 'n huis te koop nie. Ons albei was geskei, my man was toe nog besig om te skei, en hy moes die helfte van sy pensioen nog vir sy ex-vrou gee. Ek was al 3 keer geskei van 2 mans, ek het ook niks gehad nie. So ons het letterlik net geleef om huur te betaal, skoolfonds te betaal, ons het toe nog 4 kinders op skool gehad. Gelukkig daar is daar met my ex-man toe my oudste seun se skoolfonds betaal, want ek sou dit ook nie kon bekostig het nie. En ons het letterlik elke maand, ek het soos hier betaal en dan het my man gegaan die vleis gaan koop en groente en goed op Food Lovers gaan koop. Ons was op 'n tight budget, tight budget, daar was nie extra nie. As ons iets wil gedoen het, dan was afgeknyp het iewers, rarig afgeknyp. Ek sê altyd ons arm gat, ons was nie heeltemal arm gatte nie, ons was net op 'n tight budget, ons is middelklas mense op 'n tight budget gewees, en ek dink dit nou, as ons daar moes gebly nog baie erger moes gewees het, want as ek kyk na wat die mense se jaarlikse increases is, en hoe die pryse van goederes opgegaan het oor die laaste 7 jaar, dan was ek in my moer gewees, rarig. Daar was nie geld vir 'n nuwe kar nie, daar was nie geld as my kar breek nie, daar was nie extras nie, okay? So, ek en hy het gesit en gesien, okay, ons maak dit elke maand, ja, ons maak dit, ons knyp hier af, knyp af, ons maak dit en ons, ja, dan sê jy vir jouself, o nee, ons is fyn, ons kan deurkom, ons hier betaal, ons skoolfonds betaal, ons kan 'n braaitjie gaan maak op die naweek, dan dink jy, dit is fyn. Maar die realiteit is, jy is net in 'n ratreis. 'n Ratreis wat op een of ander manier iewers gaan iets fout gaan en jy gaan uit daai ratreis uitval en jy gaan hardgrond toe kom, nê. Ons het gekyk oor 5 jaar, oor 10 jaar en op aftrede, waar gaan ons wees? Ek en hy sou by verre nooit geld gehad het om af te tree nie. Let alone 'n huis te koop. Nee, ons was toe nog eers getroud nie. Ons toe net begin uitgaan. So ja, daar was toe nou 1000 redes om te immigreer. Nee. En daar was 10.000 redes om te bly. Daar was baie meer redes gewees vir ons om te bly. Dit was makliker om te bly. Maar ons het na die groter prentjie gekyk, na die prentjie daarvoor. Wat 'n toekoms ons van hê. Dit sou lekker gewees het om te bly, maar ek kan nie, ons kon nie. Ons kan nie teruggaan nie. Al wil ons met graag teruggaan, ons kan nie teruggaan nie. Ons sal nooit kan teruggaan nie, want my man ons albei word nou 50. My man gaan nie werk kry nie. Ek gaan miskien kan werk as 'n nurse, maar teen wat se salaris kry die nurse daar? As jy kyk na jou lewenskoste. So ja, dit is maar net 'n ratreis. Vir my was dit 'n ratreis en ek moes uit 'n ratreis uitklim. Ja, my lippe lyk seker weer blou vandag, maar dis die ligte.